Goeiemôre en baie welkom by hierdie opname van ons erediens vir Sondag die 3de Oktober. Ja, kan julle glo, ons is al in Oktober maand. Ons het so lekker reën gehad die laaste 2 dae. So hierdie somerseisoen kan dit net mooi gaan. Vandag is in die kerk, in die NG Kerk in Suid-Afrika, is dit biddag vir bejaardes. So ons dink vandag in die besonder aan ons lidmate, aan ons senior lidmate. En ons sê ook dankie vir julle groot en geweldige bydrae deur al die jare en deel wees van die kerk en ook van ons gemeente. En weet maar net vandag dat ons vir julle lief is, dat ons aan julle dink en dat ons ook julle waardeer en vir julle bid. Die vrouediens het dan ook vir al ons lidmate 80 jaar en ouer hier oor die naweek so 'n geskenk van koekies uitgedeel. Dit is maar net sommer ook 'n blyk van die vrouens se kant af om te sê dat hulle vir julle lief is. As jy nie so 'n pak koekies gekry het nie, of as ek nie met jou 'n afspraak gemaak het om dit in die week by jou te kom afgee nie, dan moet jy my asseblief kontak dat ons seker maak dat jou besonderhede op ons stelsels kom. Maar kom ons begin ons erediens. Toe ek nou hier by die kerk aankom, toe sit daar 'n swaalkie op een van die spreiligte buite. En onmiddellik dink ek aan Psalm 84. Psalm 84 wat sê: "Hoe lieflik is u woning, Heer, heerser oor alle magte. My hele wese verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en liggaam roep uit na die lewende God. Selfs 'n mossie vind 'n tuiste en 'n swaalkie haar nes waarin sy haar kleintjies neerlê by u altare. Here, heerser oor alle magte, my koning en my God. Gelukkig is hulle wat in u huis woon. Hulle loof u gedurig. Gelukkig is mense wie se krag in u lê." En hoe waar is dit nie? Ons krag, ons hoop, ons sekerheid lê in ons teenwoordigheid by die Here. In die erediens, hier in die kerk, maar ook daar by jou huis. Mag die Here vir jou daarom nou seën met sy barmhartigheid, genade en vrede. Amen. Graag vanoggend met julle deel, seker die mooiste gedeelte, nie net in die Bybel nie, wat ek nog ooit gelees het, oor ouderdom, oor oud word en 'n uitdaging dat ons die lewe moet geniet terwyl ons kan. En dit kry ons natuurlik in Prediker 11 en 12. So ek gaan vir ons begin lees, ek gaan 2 gedeeltes lees. Ek gaan eers lees Prediker 11 en dan so ietsie sê, en dan gaan ons Prediker 12 saam lees. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie mooi dag ook die vreugde van die lewe kan vier. Here, 'n lewe wat u vir ons gee, 'n lewe waarin ons met dankbaarheid kan leef. Met die oorvloed van u genade, met die rykdom van u seën, met u goedheid, met u verlossing, met die hoop wat u vir ons gee. Maar ook meer, Here, dat u ook vir ons voorsien in ons daaglikse lewe. Daarom is ons harte gevul met dankbaarheid. Here, ons is ook dankbaar in die besonder nou vir u woord. Mag dit vir ons in ons lewens
'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad wees. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons Prediker 11 van vers 7. Soet is die lig, dit is goed vir die oë om die son te sien. Ja, as die mens baie jare leef, moet hy hom in hulle almal verheug. Maar hy moet onthou dat die donker dae baie gaan wees. Alles wat kom is sinloos. Verheug jou, jongman, in jou jeug. Jou hart moet jy vrolik maak in jou jong dae. Volg die paaie van jou hart en waarin jou oë jou lei. Maar weet ook oor al hierdie dinge sal God jou voor die gereg bring. Weer kwelling uit jou hart en hou lyding weg van jou liggaam, want die jeug en die bloei van die lewe is sinloos. Ek lees eers net vir ons daar. Julle ken seker die lied van die bekende popgroep Queen. Queen het 'n liedjie met die titel Who Wants to Live Forever. En dit kom uit die film Highlander. Highlander wat gaan oor 'n groep mense wat onsterflikheid bereik het, maar wat net doodgemaak kan word wanneer iemand soos hulle kop met 'n swaard afkap. Maar ek dink ons almal is tog mos nou deeglik bewus daarvan, dat niemand het nog die fontein van die lewe of Fountain of Youth ontdek nie. Ons almal sterwe een of ander tyd. Ons word ouer en saam met die ouderdom kom daar 'n klomp dinge. Ek lees die verhaaltjie van 'n joernalis wat 'n artikel moes skryf oor mense wat sou sê wat is hulle geheim waarom hulle alreeds so hoë ouderdom bereik het. Die joernalis stap toe na die plaaslike ouetehuis toe en daar in die tuin kry hy vir oom Hans wat leunend op sy kierie so van struik tot struik beweeg. Die joernalis sê toe, oom Hans, as ek mag vra, wat is oom se geheim dat oom so oud geword het? Oom Hans sê, rook, boetie, rook. Ek rook al vandat ek 18 jaar oud is. Die joernalis sê toe, nou hoe oud is oom? Oom Hans antwoord, 85. Met 'n dankie oom, stap die joernalis verder en in die eetsaal kry hy vir oom Piet, waar hy so skuifel met sy kierie daar loop. En hy vra, oom Piet, nou wat is oom se geheim dat oom so oud geword het? En oom Piet antwoord, drank boetman, drank. Ek drink al vandat ek 16 jaar oud was. Die joernalis sê, en hoe oud is oom Piet dan nou? Oom Piet sê, 97. Die joernalis gooi toe weer 'n dankie nou oor sy skouer en hy beweeg aan na die TV-kamer. En daar sit oom Koos op die sofa, vooroorgeboe met sy hand op sy kierie, maar die ou hand bewe so dat die kierie sommer so tik 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 so op die vloer. En die joernalis vra vir hom, nou oom Koos, wat sou oom Koos sê is die rede waarom oom so 'n grysse ouderdom bereik het? En oom Koos antwoord, vroumense ou seun, vroumense. Ek het my met vroumense omring vandat ek 13 jaar oud was. Die joernalis sê toe, en hoe oud is oom nou? Oom Koos, 38, my seun. Prediker, in hierdie gedeelte, moedig juis jong mense aan, om die geleenthede wat die jeug bied, en die voorregte wat die jeug bring van gesondheid en krag en energie, om dit aan te gryp met dankbaarheid, en niks daarvan nutteloos te laat verbygaan. En ek dink dis baie keer een van die probleme wat ons het, is dat ons oor ons lewe terugkyk en sê, daar is tog tye geleenthede wat ek gemors het, waar ek tyd gemors het, waar ek geleenthede laat verbygaan het. Die prediker moedig ons juis aan om die lewe met sy vreugde en sy volheid volledig aan te gryp. Ons moet die geleenthede van die lewe gebruik. Die prediker sê vir jong mense dat hulle moet plesier vind in hulle jong dae. Hulle moet doen wat hulle hart goed vind en waarvan hulle hou, wat hulle oë sien, want die ouer mense kan dit nie meer doen nie. Die enigste grens wat ons moet stel, sê die prediker, aan plesier, is aan die een kant die goedkeuring van God self. Ons moet doen dit wat ook goed is in God se oë. Maar aan die ander kant moet ons ook dinge verby wat ons swaarmoedig maak, of wat ons liggaam skade
kan aandoen. Ons moet die beste maak van elke geleentheid. Maar die belangrikste, sê die prediker vir ons jong mense, is om in alles te sorg, dat hulle die lewe saam met God aandurf. Hoofstuk 12 vers 1 begin juist daarmee. Dink aan jou Skepper in jou jong dae. Pak die lewe aan, pak die lewe in sy volheid aan, doen wat jy kan, vind vreugde in soveel as moontlik dinge van die lewe. Maar doen dit saam met God. En daar gaan 'n ander dimensie van vreugde en blydskap en dankbaarheid in jou lewe kom. Dit beteken vir die prediker dat die jong mense eintlik hulle plesier in hulle verhouding met God self moet begin vind. Hulle moet doelbewus God se bedoeling met hulle en dit waarvoor hy ook vir hulle roep en ook die pad waarop hulle lei om dit uit te vind, om dit te soek en om daarin plesier en betekenis te vind. Voordat die ouderdom aanbreek, waarin hierdie dinge nie meer moontlik sal wees nie. Hoor sê die prediker dit in hoofstuk 12 vers 1 tot 8. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van die teenspoed kom en jare aanbreek waarvan jy sal sê, vir my is daar geen vreugde in nie. Voordat die son en die lig donker word, die maan en die sterre en die wolke terugkeer na die reën. Die dag wanneer die wagte van die huis bewe, die sterk manne krom word, die vroue wat maal ophou werk, omdat hulle te min geword het, die wat deur die vensters kyk donker word, die deure na die straat gesluit word, wanneer die geluid van die meel sag word, wanneer sy stem klink soos die klank van 'n voël, maar al die tone van die lied dof is, wanneer daar selfs vir 'n hoogte gevrees word, en daar verskrikking op die pad is, terwyl amandelbome bloei, koringkrieke hulle self voortsleep en kappertjies oopbreek, wanneer die mens op pad is na sy ewige huis, en die rouklaars in die straat rondgaan, voordat die silwerkoord verwyder word, die goue bak stikkend val, die kruik langs die waterbron gebreek word, die skepwiel stikkend val in die put, die stof na die aarde terugkeer, soos dit was, en die lewensasem na God terugkeer wat dit gegee het. Sinloos, volslaa sinloos, sê die prediker, alles is sinloos. Die prediker gee vir ons hier 'n boeiende prentjie, juis van die ouderdom. Die prediker skets vir ons presies hoe uitdagend dit raak wanneer die ouderdom oor ons pad kom, en hoe die ouderdom beperkings plaas op die verskillende aspekte van ons menswees, totdat dit eindig in die dood. In die oorspronklike Hebreëus kondig hy telkens die prediker hierdie 'n nuwe gedagte-eenheid aan met die woordjie voordat. Met ander woorde, ons moet leef voordat daar tye kom wanneer dit vir ons moeilik raak. Vers 2 lei die eerste gedagte in, wat veral gaan oor die metafoor van die son wat donker word. Die verval van 'n huis, die beperkinge van die ouderdom. Onthou, hierdie is 'n gedig wat hier neergeskryf het. So ons met die beelde moet ons maar probeer interpreteer. Die prediker praat hier van die oë wat dof geword het, die donkerte wat kom, so die oë wat nie meer so goed kan sien soos altyd nie. Maar ook 'n stuk swaarmoedigheid wanneer die son begin donker word, wanneer mense gemoed ook nie meer so opgewek is nie. Hy praat oor die wolke wat kom, oor koulikheid, oor sieklikheid wat baie keer oor 'n mens se lewe kom. Oor die bewende hande en die kragteloosheid van die wagte van die huis. Oor die swikkende bene en die lompheid, wanneer die sterk manne ook nie meer so sterk is nie. Hy praat van die verslete tande en van die gebrek van energie van die malers wat nie meer wil maal nie. Die donker blik op die lewe of die onveilige lewensgevoel oor die vensters wat dof geword het. Hy praat oor die kluisenaars bestaan of die gebrek aan gasvryheid, oor die deure na die straat wat toe is. Hy praat oor die swak wordende hart en die minder produktiwiteit. Hy praat oor die vroeër opstaan en die doofheid of die doellose aktiwiteite wanneer ons die voëls nie meer mooi kan hoor nie. Hy praat oor die swakker balans en die angstigheid en die vrees wat baie meer keer oor 'n mens kom, wanneer selfs 'n hoogte vir jou bang maak. Hy praat oor die senuweeagtigheid of die maklike verskriktheid wat kom met ouderdom, wanneer hy praat oor die verskrikking op die pad, oor die amandelboom
wat wit word, oor die grysheid van die hare, oor die koringkriek wat homself voortsleep, oor die minder beweeglikheid van die ouderdom, oor die kappertjies wat breek, oor die eetlus wat afneem. Hy praat ook oor die ewige woning, oor die lewe wat eindig, oor die lijkstoet, oor die roubeklaars. Hierdie tyd van die dood word met pragtige beelde beskryf, om die sterwe met 3 beelde te beskryf, wat ook die breekbaarheid, die broosheid van die lewe vir ons illustreer. Hy sê die sterwe is soos 'n goue kruik wat aan 'n silwerketting hang en dan breek. Of 'n kruik wat by die fontein stukkend breek, of 'n skepwiel wat by die put stukkend val. En ons weet dit, dat vir ons almal die dood wag. En ouderdom staan juis ook in die teken van ons sterflikheid. Dat daar 'n dag in my lewe gaan kom, wanneer ek ook hier op aarde die laaste lewensasem gaan uitblaas. Wanneer my liggaam gaan terugkeer na die aarde. Julle ken daar die ou gesegde, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Prediker sê, alles kom tot niks. So, die lewe kom ook tot 'n einde. En Prediker sê daarom, moet ons die lewe in sy volheid geniet, terwyl ons kan. Ons moet die beste maak van elke geleentheid. Ons moet in afhanklikheid van God leef. Ons moet in eenheid met God leef. Ons moet God soek. Ons moet hom dien. Ons moet hom gehoorsaam. Want daar kom 'n tyd wanneer dit vir ons moeilik gaan raak. Maar die Prediker sluit ook af met 'n paar vermaanings. Hy sê ons moet met wysheid ook lewe. Ons moet met wysheid leef elke dag. Maar ons moet ook ons lewe in die hande van ons herder oorgee. Want dit lei vir ons op 'n pad wat nuwe hoop en nuwe lewe bring. En daarom is hierdie gedeelte vir my so mooi. Aan die een kant, omdat dit so digterlik, poëties mooi verduidelik die ouderdom. Vir ons wat nog jonger is, vir ons so 'n prentjie gee van wat ook vir ons voorlê. As die Here ons seën om 'n hoë ouderdom te kan bereik. En ek spot altyd te sê, man, ek wil 100 jaar oud word. Maar vir die van ons wat al 'n hoë ouderdom bereik het, is hierdie dinge 'n realiteit. Is die ouderdom met al sy kwale 'n realiteit. My pa het altyd gesê, hy gee nie om vir die oud nie, maar dis die derdom wat hom by geleenthede onderkry. En daarom is die uitdaging dat ons iets moet ervaar ook van die lewe wat vir ons gegee word. En moet ons elke geleentheid aangryp om tot eer van die Here te leef en om die beste te maak van die lewe. Vir ons jong mense sê Prediker, vind vreugde in die lewe. Doen wat jy goed vind om te doen. Gryp die lewe aan, carpe diem, seize the day. Gryp die lewe aan elke dag met elke geleentheid. As 'n gawe wat God vir jou gee. As 'n geleentheid wat God vir jou gee. Wees positief. Soek die mooi dinge in die lewe. Ons wêreld kan so donker en negatief raak. En ons kom die laaste tyd agter dat selfs ons jong mense word moeg en moedeloos oor die sorge van die lewe. Prediker daag juis ons jong mense uit. Moenie negatief wees nie. Vind vreugde, soek dit, jaag dit na. Maar met wysheid en afhanklikheid van God, wetende dat ons ook dit voor God doen. Maar vir ons bejaardes skep Prediker ook eintlik 'n baie mooi beeld. Om te sê dat ja, die ouderdom is sleg. Dit is swaar. Maar dis ook 'n tyd wat in God se hande is. Dis ook 'n tyd waarin ons God se genade en God se goedheid op 'n baie besondere manier beleef. En daarom is ouderdom, al is dit moeilik, ook nie sonder hoop nie. Want dis juist 'n tyd van refleksie. Dis juist 'n tyd waarin ek kan terugdink aan God se genade. En dis juist 'n tyd waarin ek myself opnuut ook aan die Here kan toewy. In 'n totale afhanklikheid van hom kan leef. Waarin ek kan vrede maak met God. Waarin ek by hom lewe kan vind. En daarom, vir ons jong mense vandag, gryp die lewe aan met elke stukkie energie wat jy het.
as gawe van God, vir ons bejaardes. Wanneer dit moeilik gaan, weet ook dat die Here, as die troue herder, ook by jou is. Amen. All my life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm here. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Yeah, miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut. I hope I never get over what you've done. I wanna live with an open heart. I wanna live like I know who you are. I hope I never get over what you've done. It's not coincidence and it's not luck. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. 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 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Yeah, I can't even count them all. I can't even count them all. I try and I can't keep up. I can't even count them all. Yeah, I can't even count them all. Here God, dankie vir die lewe wat U gee. Dankie vir die lewensasem wat U in ons lewens inblaas. Dankie vir die liggame wat U vir ons gee om ook ons menswees hier op aarde te verteenwoordig. Dankie vir ons gees waarin U bly. Dankie vir ons gedagtes. Dankie vir elke stukkie genade wat ons uit U hand ontvang. Dankie vir die mens wat U elkeen van ons gemaak het. Ons bid vir ons jong mense, Here, wat ook deur moeilike tye van hulle lewens gaan. Dat hulle werklik U genade sal beleef. Dat hulle sal vreugde vind, ook in diensbaarheid aan U. Vir ons lidmate wat al ouer geword het, mag U genade en U liefde en U barmhartigheid ook vir hulle genoeg wees. En mag hulle terugdink aan hulle jong dae, gevul wees met dankbaarheid oor God wat voorsien het. Here, seën ons dan, en ons dink besonder aan ons bejaardes, dat U vir hulle genadig sal wees, dat U hulle sal toevou in die liefde, dat U vir hulle sal herinner, dat U ook hulle God is. Ons loof U, en ons prys U naam. Amen. Mag die Here vir jou daar waar jy is seën, mag jy sy genade en barmhartigheid beleef,
mag die Here deur sy Gees baie naby aan jou wees. Amen. Mooi dag en 'n mooi week vir jou. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. 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 1, 2, 3.